Goeiemôre. Baie welkom vanoggend hier by die erediens. Kom ons neem so 'n oomblik en ons draai bietjie na mekaar toe en ons groet mekaar en ons kyk sommer om ons wie het ons nog nie raak gesien nie of wie's dalk nie hier vanoggend. So kom ons groet mekaar. Aansteker. Vandag is die tweede Sondag van Advent. Ons noem dit die Sondag van Vrede. En ons steek dan nou vandag hierdie tweede kers aan om ons daaraan te kom herinner vanoggend. Dat Jesus die vredevors is, die een wat van die begin af van die wêreld beloof is. En ons dank die Here vir hierdie hoop ook dat ons het. Dat ons sal vrede beleef en dat ons kan vrede beleef in 'n verhouding saam met God. Ons gaan 3 liedjies saam sing, baie bekende liedjies, 'n Kersfeesliedjie of 2 ook daarmee saam. So die eerste een kan ons rustig sit en saam sing en dan van die tweede een kan ons opstaan en die Here loof en prys. So kom ons sing saam. Dit loke beier, en
Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. O God van vrede, Immanuel, God met ons. Ons bid dat U lig in hierdie dae in ons harte sal laat skyn. Help ons om gereed te wees vir die dag wanneer Christus finaal sal verskyn. Werk in ons harte en help ons om voor te berei vir die vrede wat Christus Jesus bring. Leef in ons en help ons om U uit te leef. Vernuwe ons deur die krag van die Gees, sodat ons aanbidding, ons feesviering en ons voorbereiding vir U welgevallig sal wees. Nou en vir altyd.
Amen. Wees gegroet in die naam van Jesus Christus, die een wat van die oertyd af voorspel is, die een na wie verlang is, die een wat mens geword het, wat lyf geword het, wat niks geword het, ten einde om alles te word, die een op wie ons hoop, die een wat sal terugkeer. Genade en vrede vir julle. Amen. 2 Petrus 3, vers 14 tot 18, of 14 tot 15, en dan vers 18 sê vir ons die volgende. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle nie daarvoor berywer om vlekkeloos en onberispelik voor God. Beywer julle daarvoor, skus tog. En beywer julle daarvoor om in vrede met hom te lewe. En beskou die geduld wat ons Here met ons het as geleentheid om gered te word. Sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in die genade en die kennis van ons Here en ons Verlosser, Jesus Christus. Aan hom behoort die heerlikheid, nou tot in ewigheid. Ons het nou vir mekaar gesê, die tweede Sondag van Advent is die Sondag van vrede. En terwyl ons dink oor die vrede wat Christus bring, is dit ook vir ons om bewus te word van die onvrede tussen ons. Die onvrede wat tussen ons lewe. Ons kan 'n paar voorbeelde opnoem. Ek dink elkeen van ons wat hier sit, kan voorbeelde in ons lewe opnoem, en ons kan weier as dit opnoem in ons omgewing, in ons land, in die wêreld, waar ons nie vrede sien nie, waar ons nie liefde sien nie. Kom ons neem vir 'n oomblik hier vanoggend waar ons sit. Kom ons dink aan ons eie verhoudings. Daar waar ek nog kan vrede maak. Daar waar ek nog kan vrede uitleef. Kom ons neem 'n oomblik en dan praat met die Here oor hierdie verhoudings waarmee jy sukkel. Here ons God, ons kom staan skuldig voor U vanoggend. Here, ons moet erken dat ons maar die sinnetjie moet gebruik om te sê ons is soms maar net mens. Here, ons doen goeters. Ons is snaaks met mense, ons leef snaaks teenoor mense, ons maak mense seer. En ons veroorsaak onvrede. Here, help ons om U vrede te beleef, sodat ons daarmee kan uitgaan. Sodat ons met U vrede en U liefde kan leef, daar waar ons is. En dat ons ander hanteer, as skepings van U. Here, dankie dat ons vanoggend hierdie sonde na U toe kan bring. En dankie dat ons kan weet dat U ons werklik liefhet. Dat U ons vergewe. Maar Heer, dat U ons vergewe om ons nie te kom maak, sodat ons anders leef in hierdie wêreld. Amen. Ons gaan nou weer 2 liedere saam sing. Die eerste een klink verskriklik opgewek, maar ons sing ook daarvan dat ons diep in die sonde gebo was en Jesus ons gered het uit hierdie sonde uit. So ek gaan weer vra, kom ons sit met die eerste lied en dan met die tweede lied, dan staan ons op en dan sing ons hartlik tot die Here.
Goed, dis 'n lekker sekermakertjie daai. Ek kan byvoorbeeld nie baie lank na hom kyk nie. Ons lees vanoggend saam met Markus uit en Markus begin 'n bietjie heeltemal anders as waaraan ons gewoond is as ons nou dink aan die evangelie van Jesus en die geboorte. Maar Markus wil vir ons op 'n baie sekere manier sê, julle moet fokus op die regte ding. Nou ons het minder kinders hierso, so ek gaan nou vir die hele gemeente vra, julle moet my nou help. Wie van julle kan hierdie stereogram doen? Ek sien 'n klompsie klaar nie, maar nee. Hier's 'n paar wat kan ja. So ek weet dit is nou baie ver. Chris, kan jy hom sien van daar af? Hy's te ver. Goed, as jy nou mooi by daai ene kyk, dan gaan Jesus vir jou uitspring. So dis nou een van daai wat jy moet fokus met op 'n baie spesifieke manier fokus. Anders sien jy nie vir Jesus uitkom uit daai prentjie uit nie. So hierdie hele gedeelte waarmee ons besig is vanoggend, wil juist dit vir ons kom sê. Ons moet baie spesifiek fokus, dat ons Jesus kan raak sien. Want ons almal weet hoe besig is die lewe, ons almal hardloop rond, ek dink niemand van ons kan op hierdie oomblik sê, ons het 'n rustige paar weke gehad nie. Klomp goed moet klaarkom, dinge moet regkom, goed moet gepak word vir vakansie, reëlings moet klaar getref word, net voor ek op vakansie kan gaan of weggaan, en dan is my fokus op 'n totaal en 'n ander plek. En ons is juis in hierdie tyd besig met advent, met vrede, met liefde, met hoop, om te kom sê, maar waar is ons fokus in hierdie tyd? As dit kom by Desember, ja, ons het familie, ons het vriende, ons het geskenke, maar ons fokus moet so wees dat Jesus vir ons uitspring. Waar ook al ons gaan, moet ons Jesus in die eerste plek raak sien, en so ook lewe, soos wat hy van ons vra. En daarom steek ons die vredeskers aan, om ook vir ons te kom herinner, dat selfs in daai moeilike verhoudings, ons ook Jesus moet raak sien. En hierdie vrede moet probeer uitleef, daar waar ons is. Die kinders is nou nie hier nie, maar ons almal ken die volgende lied, so ons gaan hom lekker saam sing, al was ek nie daar nie. So kom ons staan, en dan sing ons 2 verse van al was ek nie daar nie, om ook weer vanoggend ons te kom bevestig, dat Jesus gekom het, al was ons nie daar langs die krib nie. Hy het gekom vir elkeen van ons. So kom ons staan op, en dan sing ons dit saam. Was ek nie daar nie, ek weet dit is waar, die krib en Maria, met die kindjie by haar, dis of ek die engel, die boodskap oorbring, van Jesus se vrede, wat harte al was ek nie daar nie, ek weet dit is so, die herdes en wyses het dit eers geglo, en deur al die jare bou Jesus sy kerk, die Gees en die woord kom, geloof in ons werk. Ons kan maar bly staan. En soos ons saam sing, deur al die jare bou Jesus sy kerk, het ons hierdie geloofsbelydenis, wat ons almal saam hardop kan erken waarin ons glo. So kom ons staan hardop en sê dit saam met mekaar vanoggend. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel,
en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, gemeenskap van die heiliges, vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons kan maar weer sit. Ons kry nou geleentheid om die Here met ons offergawes te dien. So in die gees van ons vrede hier vanoggend gaan ons nou waar ons sit, saam sing, ons Vader neem ons hande en maak ons een, om ons ook voor te berei op die woord wat ons nou gaan saam lees. So daar waar ons sit, kom ons sing dit saam. Ons Vader neem ons hande en maak ons een. Versterk Uzelf die bande, gee ons U sien. Bind ons in U genade aan U, o Heer. En leer ons om met dade U naam te eer. Heer, wees vir ons 'n Vader wat sorg
Ons gaan vanoggend saam lees uit Markus 1 uit, as iemand dalk die Bybel daar wil so lank oopmaak. Markus 1. Terwyl ons met die woord van die Here voor ons oopsit, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here ons God, in hierdie tweede week van Advent kom ons stil voor U. Honger na vrede, verlangend na U stem wat roep in die woestynwêreld. Dankie dat U deur Johannes die Doper die weg voorberei het vir Jesus, die een wat ware vrede bring. Here, ons bely dat daar dikwels onrus in ons harte leef, ons gedagtes is vol geraas, en ons paaie is maar krom en klipperig. Kom maak dit stil binne ons. Kom maak ons paaie reguit. Maak vir ons 'n pad, waar ons U duidelik kan sien. Amen. Kom ons lees saam uit Markus uit. Markus 1 vanaf vers 1. Die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin so. In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe: Kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Iemand roep in die woestyn: Maak die pad vir die Here gereed. Maak die paaie vir hom reguit. So het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig: Bekeer julle en laat julle doop, en God sal julle sondes vergewe. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. Johannes het klere van kameelhaar gedra, met 'n leerband om sy heupe, en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. Hy het gepreek en gesê: Die een wat na my kom, is my meerdere. Ek is nie eers werd om te buig en sy skoene los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. Tot sover. Markus begin natuurlik hierdie verhaal nogals op 'n ongewone manier. Hy begin nie soos Matteus en Lukas by Jesus se geboorte nie. Markus is soos daai een vriend wat jy het, wat nou nie hou van lang inleidings nie. Hy slaan onmiddellik en hy sê: ek moet jou nie die agtergrond vertel nie, ek gaan vir jou sommer net sê wat die punte is. Hier begin die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. Hy praat nie van Bethlehem nie, hy praat nie van herders nie, daar's nie 'n ster nie, daar's geen engelesang nie. Dit is soos om 'n boek oop te maak en die eerste blad te sê: hierdie is die beste nuus wat jy nog ooit sal hoor. Markus skryf op 'n papierusrol, en wanneer 'n mens dan nou hierdie rol afrol, lees jy heel eerste hierdie opskrif. En dit is asof Markus met sy eerste sin sê: luister nou mooi, want wat jy nou gaan lees, gaan jou lewe verander. Is dit 'n roman? Is dit 'n speurverhaal? Nee, dit is die evangelie. Wat ons weet wat beteken die goeie nuus. In Engels sê hulle news that makes one happy. Words that bring smiles. Nuus wat mense laat glimlag, wat mense laat hoop, wat mense laat asemhaal vir 'n slag. Wie sal so geskrif nie graag verder wil lees nie? Wat hy dit vertel? Hy vertel dit omdat hy wil sê hierdie is wonderlike nuus, ietsie wat totaal en al anders is, ietsie wat die grootste nood en gaan verlossing bring. Dis 'n boodskap van vreugde, 'n boodskap van vrede. Jesus het gekom om ons te red. Dit is vreugde.
Dit is vrede. So asseblief lees nou so klein bietjie verder. Hoewel Markus hierdie kortste evangelie is, ons weet die ander 3 is baie langer, vermeld dit tog meer gebeure as enige van die ander. Hy probeer nie egter 'n lewensbeskrywing van Jesus gee nie. Wat hy doen is om Jesus te verkondig. Hy rangskik daarom ook nie die gebeure noodwendig in volgorde, soos wat dit gebeur nie, maar soos wat dit inpas by dit wat hy graag wil sê, sy bedoeling. Daar was nog baie lewende ooggetuies en oorgetuies wat hierdie waarheid van al hierdie berigte kon bevestig en dit sou kon beleef. Dit was dinge wat tussen 30 en 40 jaar van tevore gebeur het op daardie tydstip. Dinge wat mondelings oorvertel is. En ons is die Heilige Gees baie dankbaar dat hy iemand gelei het om daardie beskikbare inligting tot hierdie geskrif te stel, sodat ons die evangelie van Markus vandag kan lees. Meer as een skrywer het so iets onderneem, maar Markus is eintlik die oudste en die bekendste evangelie. Matteus en Lukas het albei eintlik gebruik gemaak van Markus om hulle boeke te skryf. Markus verwys wel nie na die engele of die ster of die geskenke nie, maar hy wil regtig graag hê mense moet sien wat is belangrik. Mense se fokus moet wees op dit wat belangrik is. Jesus Christus. By my ou gemeente het ek altyd op donderdagoggende Bybelstudie gehad by Serenitas Aftreeoord. En ons het seker sangboekies gehad waaruit ons sing en dit was hulle lekkerste tyd op 'n donderdagoggend. Hulle gee vir my liedjies, hulle besluit wat ons sing. So hulle het 'n paar van die ou halleluja's baie keer opgegee. En hierdie een oom wat my so diep my hart ingekruip het my eintlik baie laat dink aan Markus. Hy was op die punt af, hy het my gesê wat hy wil sê, daar is nie stokkies gedraai nie. Maar hierdie oom het elke donderdag gesê, ons moet bring my die ou tyding sing. Ek dink ons almal ken hom redelik goed. Want dit was 'n geliefde haleluja lied. En hierdie woorde van hierdie lied is so diep. En is so diep in ons geheue. Mens kry eintlik half hoendervleis as jy net hoor, bring my die ou tyding. Ek lees die eerste 2 verse vir ons. Bring my die ou tyding. Die tyding van Gods heil. Van Jesus sondaars liefde. Die liefde sonder pyl. Bring my die tyding dikwels, want ek vergeet so gou. Lank voor die middaghitte smelt, reeds die môre dou. Die boodskap, die tyding van Jesus se sondaars liefde moet duidelik wees. Dit moet eenvoudig wees en dit moet gereeld gebring word. Want ek vergeet so gou. Die lied sê, goeie nuus oor Jesus moet ons eintlik verhoed om vergeet te word. Dit moet ons help om te bly fokus. En ek wonder dan, is dit nie presies wat met Advent maar eintlik gebeur nie? Hoor ons dit nog? Met Adventtyd hoor ons oor die soveelste maal van Jesus wat gebore is, die geskiedenis van die mens wat in 'n mens ingetree het. Markus se evangelie gaan dan oor hierdie Christus, hierdie verlosser, die seun van God. Vir mense wat die kerk oor die jare heen gebou het. Is dit ou nuus? Is dit nuus wat ons eintlik nie regtig meer hoor nie, want ons weet dit het gebeur. Is dit maar net nog iets wat ons hoor, dat die jare kan verbygaan, dat Desember kan kom, dat ons vakansie kan gaan hou. Dikwels is dit een van die krisisse van ons lewe. Veral as jy 'n dominee is, jy preek jaar na jaar, Sondag na Sondag en jy dink, o ja nee, dis daai ene, dis daai boodskap. En dan begin jy agterkom hoe die Here jou elke jaar anders gebruik en op 'n ander manier dit sê en al wat jy kan hoop en bid is dat die Heilige Gees in almal werk sodat hulle weer kan hoor. Sodat hulle weer kan besef. Want ek vergeet so gou. Die wêreld is besig. Ons harte is de mekaar. En ons vergeet om ons fokus op Jesus te plaas. Johannes se hele lewe
word deur hierdie gebeurtenis geraak. Sy menswees, sy doel van sy bestaan, sy identiteit word bepaal deur hierdie rol wat God hom gegee het. Nou Johannes die Doper is 'n interessante karakter. As hy vandag in 'n winkel sou instap, sou baie van ons dalk maar staar of ander kant toe gekyk het of dalk weggeloop het. Hy het 'n kameelhaar mantel, heuning om sy baard soos hy geëet het, sprinkaan bene wat dalk nog iewers vassit wat hy geëet het. Maar sy hele lewe was gefokus op Jesus. Hy het sy doel verstaan, ek is nie die belangrike een nie, ek maak die pad gereed vir die een wat kom. Hy is soos hierdie padskraper, die wegmaker, die man met die graaf in die hand wat sê, nie ek nie, Jesus. En dit is 'n groot les vir ons. As draers van die goeie nuus, moet ons fokus altyd op Jesus wees. Nie op onsself nie. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor Jesus wat in my werk, deur my werk, sodat ander hom kan sien. Vir Markus natuurlik val die fokus nie op Johannes nie. Hy's haastig om die mense eintlik te verduidelik wie Jesus is en hy benadruk hierdie goeie nuus, hierdie evangelie van Jesus Christus. Markus wil juis hê die mense moet erken dat Jesus die seun van God is. Die Romeinse offisier se belydenis maak dit vir ons baie duidelik. Wanneer Jesus aan hierdie kruis sterf, dan kyk hy op en dan sê hy, hierdie man was werklik die seun van God. Hierdie woorde is die hoogtepunt van Markus se evangelie as ons verder lees. Jesus is die vervulling van die Ou Testament. Dis die doel van Johannes se bediening om die aksent op Jesus te plaas. 'n paar verse later in Markus 1 word dit nog duideliker. By Jesus se doop dan bevestig daai stem uit die hemel dat dit die seun van God is. Die seun in wie hy welbehae het. Hierdie Jesus is self deur sy woorde en sy dade het hy hierdie goeie nuus versprei. Hy is die verkondiger, hy is die verkondigde. En hy is die een wat dit duidelik gemaak het hoe om te vergewe, hoe om lief te hê. Hy is die een wat oorwinning oor die dood behaal het, sodat ons kan leef. Die gevaar bly natuurlik vir ons met hierdie ou tyding, is dat dit weer 'n keer net verbygaan. Die volgende beeld help ons dalk so bietjie as ons hierdie sien, dan besef ons dikwels jaar na jaar sien ons hierdie beeld. Jaar na jaar sien ons die kerse, ons sien die kersboom, ons hoor hierdie boodskap, maar werk dit in ons? Doen dit iets aan ons? As ons hier in hierdie adventtyd staan, is ons maar nou net nog besig om te luister. Nog 'n keer deur te maak. Ons kan ongeaan geraak hier by uitstap. Ons kan na 4 weke vir mekaar sê, ek weet nie. Maar op die ouene van die dag, moet dit iets in ons doen. Moet ons beleef dat ons fokus op Jesus is. Dat ons beleef dat hy die een is wat gekom het, sodat ek vandag kan leef. Sodat ek in verhoudings kan staan. Sodat ek kan vergewe. Sodat ek kan lief hê. Johannes sê, daar's net een manier om te reageer op Jesus se kom. Daar's net een manier om voor te berei, en dis om ons te bekeer. Om terug te draai, om te draai na God toe. En Johannes het dit telke male benadruk en verkondig. En dit is die enigste manier hoe ons Kersfees reg kan vier. Met 'n hart wat terugdraai na God toe. Johannes weet ook van iets meer. Sy doop tot vergifnis, sy doop, sy voorloper dood, was hierdie wegbereider vir wat gebeur. Ons wat hier sit is gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons het die Gees ontvang en die Gees neem besit van ons, sodat ons anders kan leef. Baie mense is bang oor die woord bekering. As ons dink aan bekering, dan dink ons baie keer, ja, daai een groot oomblik wat iets moes gebeur het. Maar eintlik gebeur dit elke dag in my lewe.
Elke dag wanneer ek kies om op Jesus te fokus, gebeur dit. Bekering is eintlik nie net vir ons om jammer te sê nie, maar is ook om bietjie jammer te wees oor die foute wat ons maak. Bekering is om die regte pad te kies, elke dag in my lewe. Baie keer wil ons anders draai en dan voel ek of ek vir Google Maps wil sê, asseblief nee, ek wil nie links gaan nie, ek wil nog reguit aangaan want ek gaan die volgende een links gaan. Dan besef ons maak maar so met die Here ook. Nie nou nie, ek sal môre. Ek wil nie nou daai gaan doen nie, ek sal 'n ander week te doen. Ek wil nie nou jammer sê nie, want is makliker om maar net eerder weg te gaan en nie te vergewe nie en te kyk of dit die volgende keer weer beter is as ons by mekaar is nie. Dis 'n rigtingverandering. Dis 'n lewensverandering, dis 'n fokus skuif van weg na die wêreld na Jesus. Dan is jy gereed om hom te ontmoet. Dan is Advent nie net vir jou 4 weke wat ons moet luister nie, dis 4 weke van waar ek weer in diepte kan terugdraai na die Here toe. En my eintlik instel vir die jaar wat voorlê. Hierdie verandering is werklik 'n gesindheidsverandering. Dis iets ernstigs, dis iets wat ons moet opneem en iets wat ons regtig waar vir onsself moet sê, ons moet dit doen. Want ons weet, hy kom op die wolke weer om ons te kom haal. Ons hou almal van daai liedjie ook sing, want dis juist daai wat ons herken, ons weet hy kom weer. En ek moet reg wees. Ons kan maar nie net normaal wees, soos die res van die wêreld nie. Ons moet anders leef, ons moet vrede dra, en ons moet wys na Jesus. Advent en vandag spesifiek gee vir ons weer daai gerusstelling dat die vrede gekom het. Die vrede kom weer en die vrede woon steeds nou tussen ons. En ons is die wegwysers soos Johannes. Ons wys mense na Jesus toe, die vredevors, wat ons laat anders leef en sien. So kom ons begin meer fokus. Nie net in Adventstyd nie, maar in ons daaglikse lewe. Kom ons fokus op Jesus, ons fokus op die evangelie en die goeie nuus. Ons steek hierdie kers aan en ons onthou hierdie oomblik en ons doen dit meer in ons lewe om ons te herinner dat hy vrede gebring het. Dat selfs in die omstuimigheid van ons lewe en die besige gejaag na alles toe, en die onvrede wat ons lees in die media, dat ons fokus op Jesus sal wees. Dat ons vrede sal vind in sy woorde, wanneer die lewe moeilik raak. Advent laat ons terugkyk na Jesus se eerste koms, maar ook vorentoe na sy tweede koms. En tussenin leef ons soos draers van hierdie goeie nuus met nederigheid, met liefde, met vreugde en met vrede. Laat ons saam met Paulus sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Amen. Vredevors, dankie vir die woord wat u vir ons vandag gebring het. Dankie vir Johannes se stem wat ons herinner om die paaie reg te maak, om ons fokus op Jesus te hou. Here, laat die vrede wat u bring nie net 'n advent gedagte wees nie, maar 'n daaglikse werklikheid in ons huis, in ons werk en daar waar ons is, in al ons verhoudings en in ons gemeente. Lei ons om draers van die vrede te wees. Waar daar spanning is, laat ons brugbouers wees. Waar daar moedeloosheid is, laat ons ligdraers wees. En waar daar onreg is, laat ons met liefde sal optree. Stuur ons nou uit met die seën en die vrede. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan. In Jesus naam. Amen. Ons gaan afsluit met die woorde van lied 2484, laat die vrede deur my vloei, en terwyl hulle opstap,
wil ek sommer net herinner en net 'n paar goeders uitlig. In die eerste plek baie dankie aan almal wat koekies gebring het. Daar was hordes koekies gewees en ek dink die afdrieorde gaan dit vreeslik baie geniet. Julle sal sien ons 10de maand dankoffer is nog steeds op die blaadjie daar. En dan het ons voorheen gesê aan die Hanlie tree af einde Januarie. Ons het die advertensie hierdie week uitgebring. So as julle weet van iemand of dalk iemand wat wil orgel speel, asseblief doen aansoek vir die advertensie vir die pos asseblief vir orgel. En dan het ons hierdie week ook beroepingsvergadering vir ons nuwe leraar vir volgende jaar. So bid asseblief vir wysheid en bid ook dat die Here regtig vir die regte persoon in hulle hart sal lê om ook ja te sê om hier te kom dien. Kom ons sluit dan af met die pragtige woorde van laat Heer u vrede deur my vloei. Kom ons staan op en dan sing ons dit saam. Laat Heer die vrede deur my vloei. Hartes laat ek daar u liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees. En krag gee weer geloof in u, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef. Gemeente, gaan leef hierdie week met 'n gefokusde hart. Hoor die stem in die woestyn wat jou roep om plek te maak vir die Here. En mag Christus se vrede vir jou gedagtes orden en ook jou pas sag maak. Gaan dien hom met regte woorde en met oop oë. Mag die vrede van God en die liefde van Christus en die troos en die krag van die Heilige Gees met julle wees, nou en vir altyd.